Goeiemôre almal, maandagoggend, dit is die 10de Maart, die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Nou vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor getuienis. Nou gister, soos daar by Rus 'n bietjie ouer te huis en ons het getuienisse gelewer en dit was net so awesome in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons hoor so 'n bietjie wat sê die Here hier vir ons. 'n Getuie is iemand wat iets sien gebeur het of beleef het en daarvan kan vertel. Jesus vertrou die verkondiging van sy evangelie, die goeie nuus, dat hy vir ons sondes kom sterf het aan gewone mense soos ek en jy toe. Om die te getuig is nie iets wat jy een keer 'n week doen as jy saam met die gemeente is by 'n getuienisaksie nie. Dit is 'n lewenstyl. Jy is 'n getuie van wat die Here vir jou doen en wat hy vir jou beteken. En jy leef ook jou getuienis uit dat hy jou verlos het, hy het jou bevry, hy het jou genees. Ek wil so 'n paar gedeeltes uit God se woord uit vir ons gee, maar ek wil Jesus as die getuie gebruik, want hy was die grootste getuie wat daar is. Ons gaan Johannes 5 vers 31 tot 38 lees. Getuienis oor Jesus. As net ek oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie, sê Jesus. Daar is ook iemand anderste wat oor my getuig en ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê waar is en dis God die Vader. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur en wat hy getuig het is die waarheid. Nie dat ek op die getuienis van mense steun nie, maar ek noem dit sodat julle gered kan word. Hy wat die lamp wat gebrand het en geskyn het en julle was gewillig om julle vir 'n rukkie lank in sy lig te verheug. Maar ek het getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juis besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nie gehoor nie en ook nie sy gestalte gesien nie. En sy woord lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie in die een glo wat hy gestuur het nie. En dit was baie, baie hartseer. Johannes 18 vers 36 en 37. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane vir my geveg het, sodat julle, wat die Jode is, ek nie aan julle uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is wat u sê, ek is die koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hieroor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Halleluja. En dan Handelinge 10 vers 39 tot 41. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om na die getuienis daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Halleluja. En dan gaan ons Openbaring 20 verse 4 tot 6. Hou vas aan die getuienis van Jesus. Toe ek die trone gesien het in die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus vasgehou het aan die woord van God. Hulle het op trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en wat nie die merk op hulle voorkop en op hulle hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor die tweede dood het geen mag oor hulle nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom 1000 jaar lank regeer. Halleluja. Loof ons koning. Kom ons bid. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie. Nie een van ons is heilig gebore nie. Ons moes heilig maak en nastreef. Ons moes 'n dag gekies het wat ons gesê het, Here, U is my verlosser, U is my saligmaker. Ek neem U aan as die koning van my lewe. Dankie, Here, dat U lewe 'n getuienis was sodat ek daaruit kon leer
en sodat ek kon kies om U ook te volg in gees en in waarheid. Here, baie dankie vir elke persoon wat hierdie besluit neem om te sê, ek wil die Here dien. Ek wil 'n getuie wees vir hom. Ja, Here, party van ons was in 'n diep donker gat. U het ons baie diep uitgehaal. Ander het nie so erg gesondig nie, wil ek sê, maar U het hulle nogtans kom red, want hulle was nie in die wil van God nie. Here, baie dankie dat ons 'n getuie kan wees vir U en vir mense kan sê, weet jy wat, die Here het my uitgered, en as hy my kon uitred, gaan hy jou verseker kan uitred. Here, baie dankie dat ons vir U getuie kan wees. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.